Goeiedag sê familie, vriende, julle is hartlike groet aan die naam van die Here Jesus Christus. Die Here is op die troon en die Here het ons deurgedra en ons is al in die helfte van die jaar en ons sien net dit was die Here wat ons deurgedra het. Die Bybel sê, en so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, so die wat in hom glo nie hoef verlore te gaan nie. Die Here is maar net die Here. Ek wil vandag lees in die boeke van Johannes 4, vanaf vers 17 en 18. Johannes 4 vanaf vers 17 en 18. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dan, dit het jy met die waarheid gesê. Ek wil praat oor 'n titel vandag, vertel die Here die waarheid. Ja, vertel die Here die waarheid. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met die waarheid gesê. Vertel die Here die hele waarheid. Die Bybel sê in die boeke van Johannes 4 en die Samaritaanse vrou beweeg na die put toe, wanneer niemand na die put toe beweeg nie. En die vrou het 'n reputasie. En almal in daardie dorp ken hierdie vrou se reputasie. Hierdie vrou word geken as 'n vrou met verskillende tipe mans. 'n vrou met 'n reputasie. 'n prostituutvrou. Hierdie vrou is op almal se statusse. Hierdie vrou is op almal se WhatsApp status, Facebook status. Nou wat ironies is van die verhaal is, elke mens in sy lewe het 'n hoogtepunt en elke persoon het 'n laagtepunt. En hierdie vrou moes ook in haar lewe, moes die vrou ook goeie dade gedoen het. Maar altyd onthou die mense altyd die slegte ding wat ek en u doen. Mense vergeet die goeie dinge wat jy in jou lewe gedoen het, en mense sal altyd die een slegte ding wat ek en u gedoen het in die lewe, sal hulle altyd onthou. En die vrou het 'n reputasie, en omdat die vrou toegelaat het dat mense se opinies omtrent haar lewe beheer, het die vrou besluit om in 'n hoekie te gaan sit. Mense se opinies omtrent ek en u se lewe is nie van so belang nie. Wat belangrik is, families, is die opinie van God oor ek en u se lewe. Ek en u gaan toelaat dat ons in 'n hoekie gaan sit as mense se opinies oor ons lewe belangrik is. En hier lees ons in die verhaal dat die vrou het verskillende tipe mans gehad. Die vrou het 'n reputasie gehad. Die Bybel het gesê, die vrou beweeg na die put toe wanneer niemand na die put toe gaan nie. Miskien sit ek en u vandag by die huis en ons sit in die omstandighede omdat mense se opinies omtrent ons maak laat ons sit waar ek en u sit. Die Bybel sê, en Jesus moes deur hierdie dorp Samaria gegaan het. Die Bybel sê, en die vrou het die Here ontmoet by hierdie put. Die Bybel sê, dat hierdie vrou beweeg na die put toe stikkend. 'n Vrou met 'n reputasie. En ek en u sit vandag hier en ons luister na die uitsending, en ek en u is moontlik vandag ook stikkend. Ons is gebroken, ons voel alleen, en ons voel asof die Here baie ver is van ek en u af.
Maar die Here wil vandag kom deur die uitsending en hy wil hê ek en u moet hom die volle waarheid vertel. Die geheim was van hierdie vrou, sy het die Here die volle waarheid vertel. Die Bybel sê die vrou het beweeg van man tot man, so die vrou het mans laat val en die vrou het met mans geflirt. En die vrou het begin opgee op haar lewe en die vrou het gesê, die seer wat ek gekry het in die lewe, ek wil dieselfde seer laat mans ervaar, dieselfde pyn waardeur ek gaan wou ek bring, deur hierdie persone, wat die pyn veroorsaak het vir my en sy het vir haarself gesê, ek gaan nie alleen deur die seer gaan nie, ek gaan almal met wie ek in aanraking kom, laat hulle dieselfde pyn ervaar wat ek ervaar. Die vrou het begin opgee op die lewe. Die vrou het begin opgee op haar drome. Miskien meneer en mevrou het jy al begin opgee op die lewe. En jy het vir jouself gesê, vandag gaan ek my eie lewe neem. Ek wil nie meer lewe nie. Ek wil nie meer aangaan met die lewe nie. Maar iets het vir jou gesê, luister net vandag na die uitsending. Jy wou nie die boodskap luister nie, maar die boodskap het jou getrek, omdat jy hoor die boodskap titel is, vertel die Here net die volle waarheid. En toe hier die vrou by die put kom, was die vrou so beangs van angse. Die vrou het gebewe en die vrou het geskrik toe sy hier vir Jesus by die put sien van die vrou het gedink, hoe is dit moontlik? Laat die iemand by die put is van, hulle kom dan net sekere tye na die put toe. Maar die Here het geweet van die afspraak van die vrou, van die Here wou die vrou ontmoet by die put, sodat die vrou die volle waarheid vir die Here kan vertel. Ek en u is in hy stadium van ek en u se lewe nou, meneer en mevrou, wat ons die Here nou moet die volle waarheid vertel. En nou is dit 'n gesprek tussen die vrou en Jesus self. Hier's nie mense rondom die vrou nie. Soms bring die Here ons op 'n plek in ek en u se lewe, waar ek en u alleen is met die Here. En wanneer ek en u moet nou die Here die volle waarheid vertel. En hier is die vrou nou by hierdie put. En wat ironies is, die vrou het baie maal met die man se gesprek begin. Maar hier begin Jesus met die vrou 'n gesprek. Hier reik Jesus uit na die vrou toe. En Jesus wil die vrou se reputasie verander. Die Here wil die vrou se storie verander. En Jesus reik uit na die vrou toe. En hy begin 'n gesprek met die vrou. Deur hierdie vrou te sê, vrou, gee my asseblief 'n bietjie water. En die Bybel sê, die vrou kom toe agter, dat Jesus met hierdie vrou 'n gesprek begin. Die vrou het so geskrik van, die vrou het nie gedink, dat alhoewel sy 'n reputasie het, daar is 'n patroon, daar's 'n label op haar lewe, en sy kon nie glo dat 'n man met haar praat nie, dat Jesus besluit het om met die vrou te praat. En toe Jesus met die vrou begin praat, het die vrou begin skrik, dat Jesus het 'n gesprek met haar. Meneer en mevrou, soms is ons so diep vasgevang in ons omstandighede, vasgevang in sonde, en ons dink daar nie uitkomkans is nie. Maar die Here gebruik die platform vandag, om iemand te sê, ek wil jou storie van jou lewe verander. Ek wil hê jy moet kom op die punt om my die volle waarheid te vertel. En die Here begin die gesprek met die vrou. Hoekom begin hy die gesprek met die vrou? Is om die vrou te kry op die punt, om hom die volle waarheid te vertel. Die Here gebruik die platform vandag om jou te bring tot op 'n punt om die Here die volle waarheid te vertel. Begin die Here die volle waarheid vertel en begin die Here te sê hoe jou kind vasgevang is in tik, hoe jou man vasgevang is in alkohol,
hoe jy verbitterd voel, hoe jy eensaam voel, hoe jy afvallig voel, hoe jy alleen voel, begin die Here die volle waarheid vertel. En die vrou begin die Here eerste antwoord deur te sê, Here, U is dan 'n Jood en ek is 'n Samaritaan, ons het nie gemeenskap met mekaar nie. Wanneer die Here met 'n mens wil praat of deurdruk na 'n mens toe, om die mens te genees, om die mens gesond te maak, gaan die vyand altyd alles in sy vermoë try, om daai conversation wat die Here met jou te het, wil hy altyd probeer onderskep, en hy wil nie, jy moet 'n conversation met die Here het nie. Die Here het geweet, dis hoekom die Here met die vrou praat, en die Here wil vandag met jou 'n gesprek hê, en daarom gebruik die Here die platform om met jou te praat, om jou te sê, meneer, mevrou, vertel die Here net die volle waarheid, waar dit begin het, hoe jou kind vasgevang was in tik, waar dit begin het, hoe jy verloor het in die lewe, waar dit begin het, hoe jy seer gekry het in die lewe. En die Bybel sê, die Here sê vir die vrou, gaan haal jou man. En die vrou sê, Here, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê, jy het die regte antwoord gegee. As die Here jou vandag vra, 'n vraag, moet jy die Here die regte antwoord gee. En as jy die Here die regte antwoord gee, en jy aanvaar die woord van die Here, daarom sê die Bybel, as ek met my mond bely en met my hart glo dat hy die seun van God is, sal ek gered word. Begin die Here die volle waarheid sê, ek weet nie waardeur jy gaan nie, maar die Here weet waardeur jy gaan. Ek ken nie jou omstandighede nie, maar die Here weet waardeur jy gaan. Vertel die Here die volle waarheid. Die is 'n tyd om nou die Here die volle waarheid te vertel. Van die Bybel sê, wanneer ons die Here die volle waarheid vertel, wanneer ons tot die Here nader, moet ons glo dat die Here bestaan. Die Bybel sê, geloof is die vaste vertroue op dit wat ons hoop, 'n bewys van dit dat ons nie sien nie. Kom ons vertel die Here die volle waarheid, en ons sê die Here, wat aangaan in ons gemeenskap, wat aangaan in ons huwelike, wat aangaan in ons dorp, wat aangaan in ons gemeenskap, wat aangaan in ons skole. Die Here kan alleen vir jou voorsien. Die Here kan deurbraak bring in jou lewe as jy die Here die volle waarheid vertel. Toe sê die Here die volle waarheid vertel, toe kan die Here inkom in haar lewe en met haar deel en haar bejaag. Dis hoekom die Bybel sê, hy wil jou leer, hy wil jou onderrig, hy wil jou die pad wys waarop ek en u moet loop. Vertel net die Here die volle waarheid. Die Bybel sê, sy die Here die volle waarheid vertel. Sy het vergete van haar verlede en vertel die Here die volle waarheid. En ek wil afsluit deur iemand te sê, somtyds voel ons dat die Here stel nie belang aan ons bagasies nie, en waardeur ons gaan nie. Die almagtige God, hy stel nie belang nie, maar hy kies vandag om stil te staan deur die program en iemand te sê, jy die volle waarheid vertel. Die Bybel sê, toe sy die Here die volle waarheid vertel, toe genees die Here die vrou. Weet u wat die genesing het plaasgevind toe sy die Here die volle waarheid vertel? Weet dat die woord van die Here sê, waar 2 of 3 vergader, daar is die Here in ons midde. En die Here is vandag in ek en u se midde. En hy wil net hê ek en u moet hom die volle waarheid vertel. En net daar by die put het hy die vrou genees. En hy het die vrou herstel. En hy het die vrou 'n tweede kans gegee op die lewe. Die einste vrou wat skaam was vir die samelewing, wat nie wou gesien was in die samelewing nie, gaan uit. Dis hoekom die Bybel sê, ontmoeting met die Here en jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Ek wil jou vandag bemoedig deur jou te sê, die Here gee jou 'n tweede kans. Wat ek en u vandag moet doen,
is om my tweede kans aan te vat. As die Here dit gedoen het vir die vrou wat 'n prostituut was, kan die Here dit beslis vir jou ook doen. Kom ek en u vat vandag die woord van die Here en ons maak dit vandag ons eie. Die Here seën jou, die Here versterk jou, die Here se aangesig gaan oor jou op. Die Here seën jou, Evangelist Nathan Besaidnout. Amen.